genade, Here, dankie vir u vrede. Dankie vir u liefde, Here. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Die lof, die eer, die prys en die aanbidding behoort vanaand net aan u, Here. En soos wat ons nou gesing het, laat dit reën, Here. Wil ek bid vanaand, Vader, dat elkeen sal toelaat dat die woord ook so in sy lewe sal reën. Dat elkeen vanaand met die hart sal glo en nie met die mond nie, Here, maar met ons hele wese, Here. En ek wil vra vanaand, Vader, dat u 'n God van naby vir elkeen van ons sal wees. Dankie dat u 'n liefdevolle God is. Dankie dat u 'n God is wat omgee. Dankie dat dit u karakter is, Here, dat u ons seën, Here, en dat dit uit u wil uitkom dat ons geseënd is en deur Christus Jesus is ons geseënd, Here. En daarom kan ons sê vanaand, ons is in Christus Jesus, wedergebore in sy naam, geloof aangeneem in die naam van Jesus Christus, en daardeur is ons geseënd vanaand, Vader. Ons loof en ons prys u, Here, wil u gee, Here, dat die woord nou, ook hulle wat saam met ons ingeskakel is in hierdie aand, sal aanklank vind, Here, en dat dit by hulle lewe wysheid en kennis en geloof sal voeg, Here, in hierdie aand. En my God, verberg my agter die ruwe kruishout. Ek erken my totale afhanklikheid net van u af, Here. En ek sê vanaand, Here, onsse God, net u wil en u wil alleen, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En die hele volk sê, die wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here, dankie musiek. Mag die Here vir julle orkes en almal wat saam geneem het en ook die gemeente vanaand ryklik seën. Geliefdes, ek het u beloof dat ons in hierdie volgende 4 weke gaan ons gesels oor fundamentele groei en hoe ons toevoegings gaan maak en veranderinge moet aanbring om by hierdie fundamentele groei te laat plaasvind in ons lewe. En soos wat die Here dit op my hart gelê het, so deel ek dit vanaand ook met u. Vanaand se tema, wees ek in Christus Jesus. Wees ek in Christus Jesus. Kolossense 2 vers 6 en vers 7 gaan ons vanaand saam lees. Kolossense 2 vers 6 en 7. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. En ek wil ook hê dat ons op 2 woordjies moet fokus in daardie sin. Soos julle dan Jesus Christus die Here aangeneem het, wandel so in hom. In Christus moet gewandel word. Vers 7. Gewortel en opgebou in hom. Weereens skryf Paulus vir die Kolossense in hom. En bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Geliefdes, met die gedagte dat Christus aangeneem is en dat ons in hom gevestig is en in hom bevestig is, moet ek sê vanaand dat 'n gebou wat meer as 1 verdieping het, se fondasie, die regte fondasie moet wees met die regte vereistes, anders gaan daardie gebou nie bly staan nie. Is dit so? Net so
kan geen kind van God groei as sy identiteit nie reg is nie. En vanaand gaan u miskien vir my sê, ek ken Jesus Christus, maar ek gaan vir jou 'n teenvraag vra, ken hy jou? Ken hy jou naam? Ken hy jou as die een wat hom verloon? Ken jy jou as die een wat hom ontken? Ken hy jou as die een wat hom net ken in sekere omstandighede? Of ken hy jou as die een wat hom in al jou weë ken? Hoe ken hy jou? Maar dit is belangrik dat jy moet besef vanaand, as jy as kind van God wil groei, jy in sy identiteit is nie reg nie, kan daar nie groei plaasvind nie. En baie gelowiges probeer hard, maar geen groei nie. Baie gelowiges doen baie, maar staan nog steeds in onsekerheid. Baie gelowiges dien God, maar nog steeds met vrees. Baie. En ons kan net vanaand vir die Here vra, is ek ook een van hulle? En kind van God, dis vanaand so belangrik, dat ons moet besef, die probleem is nie aan ons gebrek aan toewyding nie. Die probleem is 'n swak fondasie van identiteit. Daar lê die grootste probleem. Die geestelike groei begin nie met wat ek doen nie. Geestelike groei begin wie ek is in Jesus Christus. Dis waar geestelike groei sy beginstadium het. Dis waar geestelike groei sy fondasie het. Wie is ek in Christus Jesus? En dan moet ek sê vanaand, elke mens sy identiteit in Jesus Christus die Nuwe Testament gebruik oor en oor die woorde in Christus Jesus. Ons het dit vanaand in 2 verse hier in Kolossense 2 het ons dit 2 keer gehad in Christus. In Efesiërs 1 vers 7. Kom ons lees dit net mooi saam vanaand. Efesiërs 1 vers 7. In hom, nie op 'n ander plek nie, nie deur die kerk nie, nie deur die doop nie. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. In Christus. Nie in eie sienswyse of oorleen in eie gedagtenis nie. In hom het ons die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En vanmôre het ons klaar gepraat oor die genade. Ons staan vanaand in die identiteit in hom. Het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade en die vergifnis van sonde, het ons in hom. Daarom wil ek sê vanaand, wanneer ons hierna kyk, besef ons vanaand, God kyk nie meer na jou as mens nie. Hy kyk na jou deur Jesus Christus. Daarom sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daarom het Christus gesê, hy is die versoening tussen God en die mens. Want God kyk deur Jesus Christus na jou en my.
buite Christus, Jesus, buite om in hom nie geïdentifiseer te word nie, buite Christus is daar skuld. En dan voel ons ook skuldig. Buite Christus voel mense soms verlore en is baie mense verlore. Baie ander en mense uit buite Christus is geestelik dood. Baie mense sê vir my, pastoor, ek gaan nou 'n nuwe seisoen van my lewe in, maar moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nie die Here los nie. En dan 'n paar maande af, as ek hom kry, dan sê ek, joh, hoe aktief is die Here nog in jou lewe? Dan sê nee, pastoor, dan begin hulle so na die grond kyk. Ek weet nie, daar staan seker iets op die grond altyd geskrywe. Dan staan hulle so by die grond en kyk, en sê, pastoor, weet jy, almal val maar. Almal backslide maar, almal gly maar. Maar vanaand wil ek vir jou sê, in Christus is daar vergifnis. In Christus is daar aanvaarding. In Christus is jy lewend. En in Christus, al sterwe jy, is jy nog steeds lewend. Christus, in Christus, bly ons lewend kind van God. Kolossense 1:27. Elkeen moet besef, my identiteit is nie my verlede nie. Maar voordat ons dit verder gaan, kyk wat sê die woord, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid, van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. So wat sê die woord vir ons? Sonder Christus kan niemand die heerlikheid van God aanskou nie, niemand kan daardeur gaan nie, niemand kan daarin gaan sonder Christus nie. En daarom moet ons die identiteit aan Christus Jesus gekoppel wees. Moenie jou identiteit koppel aan jou verlede nie. Moenie jou identiteit koppel aan jou mislukkings nie. Moenie jou identiteit koppel aan opinies van mense nie. Want hierdie groep mense gaan jou prys, maar hierdie groep gaan jou afbreek. Waarna toe gaan jy nou? Na wie gaan jy luister? Maar Christus breek nie af nie, hy bou op. Christus vernietig nie, hy maak weer heel. Gelowiges, my en jou identiteit moet vas wees in Jesus Christus, die gekruisigde, die man van Nasaret. Jesus Christus, die seun van God wat opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van God. Daarom sê ek vanaand vir jou, wanneer my lewe in Christus is ek en jy 'n nuwe skepsel. 2 Korinte 5 vers 17 is ek en jy 'n nuwe skepsel. As jou identiteit in Christus is jy nuut gemaak. Kind van God. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hoor wat sê die woord, 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nuut maak die Here jou en my. Kind van God, ek wil vanaand vir jou sê, God het jou nie net reggemaak nie. God het jou nie net herstel nie. God het nie net dit wat daar was net verander nie. Nee, God maak jou nuut.
nuut, man. Hy maak jou denke nuut. Hy maak jou sienswyse nuut. Hy maak jou doen en late nuut. Jy is 'n nuwe skepsel. Die ou lewe, gebind aan die sonde. Daarom, kind van God, wanneer God jou nuut maak, verlos hy jou. Die ou lewe, beheer deur vrees. Wanneer God jou nuut maak, dryf die ware liefde, die vrees na buite toe. Gaan lees in Galasiërs 5, ek gaan nie die vers sê nie. Kind van God, die ou lewe, vasgevang aan skuldervarings, skuldgevoelens, die nuwe lewe saam met Christus, so maak jou nuut. En daarom wil ek sê vanaand, die nuwe lewe, vry in Christus Jesus. Want niemand kan jou so vry maak, soos Jesus Christus kan nie. Daarom sing ons daardie koortjie, ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, ek is vry, vry, vry. Gelowiges, en dis hoekom dit party mense moeilik is om te sing, want hulle is nie waarlik vry nie. Die nuwe lewe, gedryf deur geloof, in die plek van vrees. Jy twyfel nie meer nie, maar staan vas in die geloof. Die nuwe lewe, gegrondves, waaroor ons vanmôre klaar die deel van die fondament bespreek het, gegrond in die genade waarin ek en jy staan, wat ons uit die hand van God ontvang. Onverdiende guns uit die hand van God uit. Romeine 6 vers 4. Kinders van die Here, en jy moet mooi hoor vanaand. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode uit opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Kyk nou mooi. Ons ook so in 'n nuwe lewe wandel. Dis 'n vergelyking wat hier gemaak word, nie 'n opdrag nie. Ek wil dit weer sê. Dis 'n vergelyking wat hier gemaak word en nie 'n opdrag nie. Baie gelowe maak van dit 'n opdrag om eenmalige onderdompeling goed te keer. Dis nie 'n weergawe van die woord wat hier staan nie. Die Here sê wanneer ek en jy opstaan uit daardie doopbad uit, ons ook so in 'n nuwe lewe wandel. En daarom wil ek sê, geestelike gebroei gebeur wanneer jy begin leef volgens jou nuwe identiteit. Terwyl jy volgens jou ou identiteit vandag 'n bietjie heilig, môre is ons weer sondig. Dan die volgende week is ons weer bietjie heilig en die volgende week is ons weer bietjie sondig. Jy kan net nie by daai nuwe identiteit bly nie. Want vir party mense is dit te moeilik. Weet jy hoekom? Want hulle wil op hulle eie krag besluite neem. Maar wanneer ek en jy besluite neem, gedryf deur die Heilige Gees, wanneer ons vir Jesus sê, stap saam met my hierdie pad, wanneer ek keuses maak, nie sonder Jesus Christus nie, is ek tot alles toe in staat deur die krag wat Christus my gee. Maar terwyl ek in die wêreld wandel, kan ek nie op die krag van Jesus staat maak nie. Want sy krag gaan is nie in die wêreld nie, sy krag is in jou en my identiteit, in ons geestelike groei, is in ons identiteit wie ons in Christus is. Dis waar die krag lê. Ek sien, soms mislei ons onsself. En dan sê die woord, is die waarheid nie in ons nie. So dit vanmôre ook gelees. Daarom, geliefdes in die Here, so baie belangrik, dat wanneer ek in hierdie nuwe lewe begin ek wandel in my nuwe identiteit. Ek wil net vir jou sê, en ek kan 'n getuienis lewer. 'n Tyd terug het ek die wêreld uitgedag oor die drie-eenheid. Daar was dapper manne gewees, daar van die Kaap af. Maar raai wat? Hulle kon nie met my praat oor die drie-eenheid nie. Hulle kon net met my praat oor my verlede. Toe ek in die wêreld was nie, toe ek in die polisie gewerk het.
Hulle kan al my sonde wat ek daar gedoen het, al die verkeerde dinge, al die dinge wat ek daar gedoen het, kon hulle voor my oë gegooi het, maar weet julle wat? Kan ek julle iets vertel? Ek was vry. Van toe daai 1.4 meter see gestyg het en Christus my sonde gevat het en in die see weggewerp het, was ek vry en daarom kan ek uitroep, ek is vry, vry, vry. Mense kan oordeel soos hulle wil. Mense kan sê wat hulle wil. In my hart weet ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Ek hoef nie te twyfel aan waar my identiteit lê nie. My identiteit lê in Christus Jesus, kind van God. Maar weet jy wanneer begin skinder jou pla? Weet jy wanneer slegte dinge jou begin pla? Weet jy wanneer begin negatiewe dinge jou pla? Wanneer jou identiteit nie in Christus is nie. Want van die Sadduseërs, die Fariseërs en die skrifgeleerders het Jesus ook aangeval. Weet jy, op 'n stadium het hulle gesê dat Jesus maak mense deur die Satan gesond. Deur Beelzebul, afgodediens, maak hy mense gesond. Besef u hoe valse aantuiging dit is? Besef u hoe lasterlike aantuiging dit was? Het Jesus hom daaraan gesteer? Nee. Toe Johannes die doper se kop afgekap word, het Jesus na Herodes toe gegaan en gesê, Boeta, nou gaan jy sien wat gebeur. Nee, hy het nie. Want hy het geweet waar sy identiteit is. Sy identiteit was in God se woord. Sy identiteit was die opdrag wat God hom gegee het om op hierdie aarde te kom uitleef. Wat het hy gedoen? Hy het gegaan en hy het siekes gesond gemaak. Hy het hom nie aan Herodes gesteer nie. Hy het hom nie aan Herodias wat gedans het, wat hierdie ys geplaas het, gesteer nie. Nee, kind van God, wanneer ek en jy in die identifikasie van Jesus Christus is, maak dit nie meer saak wat mense sê en doen nie, want jy weet waar jou hulp vandaan kom. Jy weet waar jou krag lê. Jy weet dat jy 'n oorwinnaar is. Kind van God, wanneer jy in hierdie nuwe identiteit begin wandel, dan begin jy self sê, Johannes 1 vers 12, ek is 'n kind van God. Sê dit bietjie, ek is 'n kind van God. Kyk weer eens. Ek het nou met u gepraat oor neem Jesus aan. En ek wil vanaand sê, as hier iemand in hierdie kerk is wat Jesus nog nie aangeneem het nie, dis nie te laat nie, jy kan hom vanaand aanneem. Maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So wat sê ek vanaand vir jou? Het jy nie Jesus aangeneem nie? Met ander woorde, nou het hy mag vir jou gegee om 'n kind van God te wees. Hy het mag gegee. Jy is nie net 'n sondaar wat probeer regkom het nie. Jy is nie meer net 'n kerkganger nie. Jy is nie meer net 'n diensnig nie. Nee, kind van God, jy moet jou identifikasie aanvaar. Jy moet jou identifikasie beleef en uitleef in hierdie donker wêreld. Dit is so maklik waar Jesus gesê het, julle moet skynende ligte in hierdie donker wêreld wees. Om 'n skynende lig te wees, is om te besef met waar lê my identifikasie? Ek is 'n kind van God, ek kan 'n skynende lig in hierdie donker wêreld wees. My woorde kan met die sout besprinkel wees, met die sout van hierdie aarde. My woorde kan smaak hê, want ek is 'n kind van God. Ek kan goeie keuses maak, want ek is 'n kind van God. Ek kan met die Bybel onder my arm loop, want ek is 'n kind van God. Kinders van God. Romeine 8 vers 16. Ek wil net vanaand vir jou sê, 'n kind van God, hy hoort aan 'n familie. Al het jy 'n ander van, die oomblik as jy Jesus aangeneem het, word jy kind van God.
Paulus sê, ek weet nie wat ek gaan wees nie, maar wat ek wel weet, is dat ek gelyk aan Jesus Christus gaan wees. Wat hy eintlik sê, is dat ek ook seun gaan wees. Dat dit nie net Christus sal wees wat seun is nie, maar ek gaan ook seun wees. Jy kan ook dogter wees. Jy hoort kind van God. Wanneer jy kind is, word jy liefgehê. Wanneer jy kind is, het jy toegang tot die Vader. Nie meer teen die plafon vas nie, maar in die troonkamer, in die rus. Verder wil ek sê, die woord sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hoor mooi, die Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. So met ander woorde, dis nie vanaand wat die kerk sê nie. Dis nie vanaand wat prediker sê, is jy 'n kind van God of is jy nie 'n kind van God nie. Dis nie opinies van mense wat bepaal of jy 'n kind van God is nie. Dis die Gees van God wat met jou gees praat en bevestig in jou ingewande. Weet jy vanaand, is jy 'n kind van God of is jy nie 'n kind van God nie. Nie deur selfregverdigende oor nie, maar met eerlikheid met God in die hemel. Die beplannings wat jy in jou kop het. Ek ervaar hier's mense wat negatiewe beplanninge in kop het. Ek wil jou vra vanaand, is jy besig met die dinge van die Here? Ek ervaar in my gees vanaand, hier's mense wat hier sit vanaand, wat se gedagtes dwaal. Ek wil vir jou vra, terwyl jou gedagtes dwaal, met wie word jy geïdentifiseer, wanneer jy 'n doodsengel in die oë kyk? As Jesus kom nou op die wolke, waarmee gaan jy geïdentifiseer word? Ek ervaar hierdie dinge in my gees vanaand, in my diepe gees. Maar laat ons gees met jou gees getuig. So met ander woorde, die bevestiging dat jy 'n kind van God is, kom nie van hierdie mense af nie. Kom nie van kerke op tipe geloof af nie. Dit kom nie van YouTube se soet woordjies aan jou ore af nie. Want julle almal lê mos op YouTube. As ek my ore hoor, dan hoor ek hierdie een was op YouTube en hy het hierdie pragtige boodskap gehoor. Identifiseer daai boodskap dat jy 'n kind van God is. Ek wil niks sê nie, maar die sosiale media begin my frustreer. Want mense begin agter sosiale media aanloop en nie meer agter Christus nie. Daarom wil ek sê, kind van God, ek pleit by julle. Ek pleit by julle vanaand. Ek is smeekend vanaand by elkeen van julle. Jy is 'n kind van God. En laat jou gees dit met jou praat. Want wanneer jy weet, jy is 'n kind van God. En hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Kom ons kyk na die 3 stappe. Jy bid met vrymoedigheid. Nommer 2. Jy leef met al die sekerheid. Daar's nie twyfel nie. Want weet jy is 'n kind van God. Jy groei in jou vertroue met God. In God, saam met God. Dan weet jy, jy's 'n kind van God. En as hierdie 3 dinge nog nie aanwesig is nie, dan is daar werk om te doen. En die Here wil jou ook nie alleen los nie. Hy los niemand alleen nie. Hy wil jou by die hand vat. En daarom stuur hy my om hierdie boodskap te kom bring. Dat jy moet werk om geestelik te groei, dat ons by die fondament begin van geestelike groei. Ek kan maklik vir jou gesê het hoe om geestelik te groei, maar kom ons kry die fondament reg. Identifikasie is deel van daardie fondament, kind van God. En besef vanaand, wanneer jy kind van God is jy geheilig en afgesonder vir God. 1 Korinte 6 vers 11. Laat dit vir ons sê, dat die woord vir ons sê, wat beteken dit om heilig te wees. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig.
Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Die oomblik wanneer jy geheilig is jy geregverdig. En net God kan jou regverdig. En die oomblik wanneer jy Jesus aanneem, word jy deur God geregverdig. Kind van God. Kom ons kyk na 'n fynere betekenis van heilig. Heilig beteken in fyner besonderhede afgesonder. Afgesonder. God het jou afgesonder vir hom. Op sy gesit. En kyk wat doen hy met Dawid. Dawid was op sy gesit. Maar terwyl God vir Dawid op sy gesit het, het hy vir Dawid voorberei vir die pad wat hy eendag moet loop. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? So met ander woorde, wanneer jy geheilig is, word jy op sy gesit vir die pad wat jy moet loop. Wanneer jy heilig is, behoort jy aan God. En dan vra God vanaand vir jou, as jy in my hand is, wie gaan jou uitruk? Wie gaan jou uitruk? En dan kom God dan sê hy, maar jy kan uitgeruk word, as jy toelaat, dat verdrukking, vervolging, en dan noem hy al hierdie dinge, wat jou uit die hand van God uitruk. Maar kind van God, is dit nie wonderlik om te weet vanaand, dat ek en jy aan God behoort nie. In die palm van sy hand. Kinders van God, jy behoort aan God. 1 Petrus 2 vers 9. En ek wil hê jy moet dit lees saam met my. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle, kyk mooi, en nou praat die Here met jou. Oud en jonk. Die Here praat met jou. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Oomblik as jy uit Jesus aangeneem het, is jy 'n uitverkore geslag. 'n koninklike priesterdom. 'n heilige volk. 'n volk as eiendom verkry. Jy het ook deel geword van die volk van God. Jy, kind van God. Jou fundament moet reg wees in jou identifikasie. Om die verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, dis tot sy wonderbaarlike lig. En wie was die lig van hierdie wêreld? Jesus Christus. Jesus Christus. Daarom gelowige, jy het 'n nuwe posisie. Jy het 'n nuwe roeping. Jy het 'n nuwe doel. Wanneer ek en jy kind van God is, vorm dit jou waardes, dit vorm jou keuses en jou leefstyl. Wanneer ek en jy in Christus Jesus geheilig en afgesonder is vir God. Wanneer Christus in my leef, dan is die krag van groei teenwoordig. Galasiërs 2:20. Geestelike groei is nie selfverbetering nie. Pastoor, dit gaan al beter. Maar ek is nog nie daar, dit gaan al beter. Dis nie geestelike groei nie. Kyk wat sê die skrif. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Ek leef nie meer nie. Christus leef nou in my. Christus leef deur my. Christus leef oor my.
En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Kind van God. Dit is Christus. Menigvuldiging van geestelike groei in jou en in my lewe. En geen mens groei op sy eie krag nie. Maar die mens groei deur die oorgawe aan die lewe van Christus waarin hy leef. Waarin sy leef. En laat my toe vanaand om in hierdie identifikasie klaar te maak. Om 'n beroep op elkeen te doen. As gelowiges, as kinders van God, bou jou lewe op die regte fondament. Want as jy nie weet wie jy is nie, sal jy wankel, sal jy maklik twyfel, en sal jy stadig groei. En as jy weet wie jy is, in Christus, sal jy besef ek is nuut gemaak. Die ou dinge het verbygegaan. Sal jy besef, God het my 'n kind van hom gemaak. As jy onthou daar in Johannes 15 het ons gelees, dat God gesê het, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Onthou jy dit? Kom sommer nou by my gedagtes op. As jy weet wie jy is in Christus Jesus, is jy vrygespreek en is jy heilig. Dan is jou fondasie vas en in plek vir geestelike groei. Nou sê niemand amen nie. Halleluja. Matteus 7:25. Jesus Christus is die rots. Jou identiteit in hom is die fondament vir geestelike groei. Kyk hier, hy woord skryf, hy sê, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Wanneer jy in Christus geïdentifiseer word, is jou fondament ook op die rots. En kan jou huis, kan jy nie val nie. En al moet jy die stryd met baie moeite stry, en dan moet jy die wedloop hardloop, met durf, om meer in te sit as iemand anders, gaan dit vir jou nog steeds die moeite werd wees. Want in die groei saam met Christus, ons het vanmôre gelees, wanneer ons in die genade staan, kom ons binne die rus van God. En wanneer ons in hierdie rus van God ingaan, dan rus ons self ook van al ons werk. Daarom, gelowiges, is jy identiteit saam met Christus? Ek sluit af en ek wil hierdie sinsnede by jou los. Moenie groei om iemand of iets te word nie. Groei omdat jy reeds weet wie jy in Christus Jesus is. Mag jou hartse begeerte in vervulling kom. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons net ons oë. Here, geestelike groei is vir almal van ons belangrik. Mag die identifikasie vanaand deur die geloof in Christus Jesus
te bewys te gaan leef in 'n nuwe lewe. Ja, Here, saam met U 'n pad sal stap tot verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. Geliefdes,